Psalm 27. Die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? My naam is Janke Foster. Ek is gebore in Ceres. Ek het groot geword in Kouwe-Bokkeveld. My hoërskoolloopbaan was by HTS Rosdai in Woester gewees. Ek het 2 ouer boeties wat baie lief is vir my. Ek is baie lief vir hulle. So ek is die jongste van 3 kinders. Ek hou baie van om mense te help om met kinders te werk. Dit is my passie. So in 2017 het ons die toutrek wêreldkampioenskappe gewen. Toe was ons in Engeland gewees. In 2018 het ons weer ESA's gewen, maar toe was die wêreldkampioenskap in Suid-Afrika, toe het ons tweede gekom. En in 2019 het ek my laaste jaar gedoen. Dit was ook die toutrek wêreldkampioenskappe, dit was in Ierland gewees. My laaste jaar wat ek begin oefen het ek gevoel maar iets is nie lekker met my lyfie. Ek het meer gesukkel, ons moes altyd bulte gedoen het en ek het meer begin sukkel om dit te doen. Ek was altyd waar ek van die voorstes was, het ek teruggeval om van die agterstes te wees. En ons het my by apteek gehad en hulle het net vir my 'n stroopie gegee en vir my gesê dit is asma. En toe 2020 het ek maar besluit om op my matriekjaar te fokus. So ek het toe nie sport gedoen nie, so ek kon nie toe regtig agterkom, maar daar is iets wat verander in my nie. So Oktober 2021 het ek begin voel, maar iets is nie lekker met my lyf nie. Ons het my by die eerste dokter gehad en hy het vir ons gesê dit is net 'n allergie. Toe het 2 weke verbygegaan en ek het begin moeg raak. Ek kon nie stap regtig nie. Toe het ons besef maar dit was nie net 'n allergie nie. Toe het ons my weer terug by die dokter gehad. Die dokter het gesê dis asma. Ek het teruggegaan huis toe met 'n asmapompie en die dokter het vir my gesê in 2 weke se tyd as dit nie beter raak nie, dan moet ek maar weer terug gaan hom toe. So 2 weke het verbygegaan, die asmapompie het niks gehelp nie. En ons is terug na die dokter toe waar hulle toe gesê het maar ek moet maar gaan vir ekstrale om te kyk wat nou vir wat gaan. So hulle het gesien daar's 'n massa op my linkerlong en ek was gestuur vir verdere toetse want hulle kon nie vasstel wat dit was nie. Op 'n punt het dit gelyk soos TB. Hulle het my 'n klomp keer getoets vir TB, maar elke slag het dit negatief teruggekom en die dokters kon nie verstaan maar hoekom kom dit negatief terug nie. Toe is ek verder gestuur vir B-opsie in Desember 2022 waar hulle toe nou gekyk het maar wat is die mas wat op my long sit. Toe het hulle in die 7de Desember 2022 het hulle my maale gebel en gesê maar dit is kanker, stage 4, dit was Hodgkin's limfoom. Ek het dadelik met my behandeling begin in 2021 Desember, waar ek dan nou vir die eerste 3 maande kon hulle nie vir my die sterk chemo gegee het nie, omdat die kankers klaar om my hart was. So my hart sou dit kon hanteer het nie. So vir die eerste 3 maande het ek nou die ligter chemo gekry. Na die 3 maande verby is, toe sien hulle maar my hart is besig om beter te funksioneer. Ek het nie meer, want ek het 'n hartspoed gehad van 142 beats per minute, wat heeltemal te hoog was. Toe het hulle hom weer getoets, toe het my hart se ritme, alles het afgekom, my hart het meer normaal begin lyk. Toe het hulle begin met die Red Devil. So in Julie 2022 toe het hulle vir my gesê ek is in remissie. Maar ek het aan mekaar gevoel, ek het die kliertjie wat hier sit. Maar hulle het net gesê die kliertjie is klein, dit is niks om oor te worry nie. Toe die kliertjie so gebly, maar dit het maar aan mekaar gepla. Aan mekaar het iets net vir my gesê daar is iets meer as dit, die ding moet uitgehaal word. So toe het hulle ons by 'n tweede dokter uitgekom wat 'n vroue dokter was. Sy het ons toe gesê maar die ding moet dadelik uitgehaal word. Toe hulle hom toets, toe sy weer met kanker. Toe was ek 'n stage 3 gewees. So toe het ek weer begin, maar toe het hulle vir my gesê, my enigste kans om nou in 'n remissie te gaan dan nou 'n stamseloorplanting wees. So ons het begin met, begin 2023 het ons begin met weer chemo's waar jy 4 sessies in 'n week, elke 3 weke het. Toe in Mei maand 2023 het ons gegaan sodat hulle my stemselle kan oes. Toe het ons so 'n maand en 'n half gewag, toe bel hulle ons en gesê, maar ek moet kom, daar's plek vir my, dat ek my oorplanting kan kry. So in Julie 2023 is ek opgeneem vir my stamseloorplanting en dit was 'n rowwe tyd gewees. So alles wat hulle vir my gesê het, nee wat, dit sal okay wees, jy gaan fine wees, dit was alles behalwe fine gewees. Ek was op 'n tyd gewees wat ek vir die dokters begin vra het, maar gaan ek doodgaan? Want dit het net vir my gevoel, ek gaan nie môre sien nie, my lyf raak al hoe swakker.
Daar was op 'n punt gewees waar die dokters om my bed gestaan het en gesê het, maar daar is nie meer iets wat hulle vir my kan doen nie, want my koors kom nie af nie. Ek het gesit met RSV, daai infeksie wat die babatjies so kry. Ek het gesit met dit en niks kon my net beter maak nie. So toe al wat mens kan doen is jy begin maar net bid. So die stamseloorplanting is, dit lyk soos 'n drip wat hulle vir mense in die hospitaal gee. Dan hang jou selletjies nou in die lug of nou hier so bo jou. Dan dis soos 'n drip wat hulle insit, maar ek het 'n port hier gehad, so alles het deur die port gegaan. So terwyl jy jou stamselle kry, dan gee hulle vir jou ys om te eet. Want dit maak jou mond rou en jou keel, jy kry sere en jy kan diarree kry en al daai 110 goeders wat jou laat sleg voel. So dit was nie eers 'n dag gewees na my oorplanting nie, tot ek begin my eerste simptome met diarree begin kry. En dit was, mens kan niks terughou nie. Jy eet, dan sit jy eers 10 minute nie. En so 'n paar dae het verbygegaan, maar die diarree, hulle wil niks aan jou diarree doen nie, so hulle stop dit glad nie, want die kiem wat daar is, moet uitkom. En so 'n paar dae daarna het ek begin voel, maar my mond raak al hoe seerder, my keel is besig om seer te raak. Toe ek die seertjies in my keel begin kry. So toe sit ek al met die diarree, nou sit ek met seertjies in my keel. En hulle wil hê jy moet eet, want met die diarree het ek baie gewig begin verloor. Maar ek kon nie geëet het nie, want ek het ook die seertjies in my mond gehad. Dit raak so erg na tyd dat jou tong begin afdop. So na ek die seertjies gehad het in my mond en ek het die diarree gehad, het my koors begin optel. So dis op die punt gekom waar hulle nie meer geweet het hoe om my koors te hanteer nie. Dit was 42 grade. So 'n week en 'n half na ek uit die hospitaal uit is die dinge begin beter raak, toe die maagvirus opgehou. My koors was meer konstant gewees, maar ek was nog steeds baie swak gewees. Ek kon niks gedoen het vir myself, en my ma het my nog vir 3 maande daarna gebad. Hulle moes vir my, ek was by die eetkundiges gewees, want hulle was bekommerd oor my gewig wat hier optel. Ek het almekaar net verloor. So in Desember 2023 het hulle vir my die groen lig gegee en gesê, maar ek is in remissie. Ek was so 3 weke terug weer by die dokter gewees, dus ek nog steeds in remissie, so dit gaan nou op die oomblik baie goed met my. Ek het krag, ek gaan aan, ek swat weer, ek het weer van vooraf begin swat. En ja, ek het nou begin werk weer met my kinders, ek geniet hulle en hulle maak my ook sterk vir elke dag. Dis op jou moeilikste tye wat jy die swakste voel. Maar dis dan wat jy moet besef, God is groter as wat jy dink en hy gaan jou deur dit help. So mens dink altyd aan, nee, kom ek gee op, dit is die maklikste opsie. Maar die Here sal nie wil hê jy moet opgee nie, hy wil hê jy moet beklei, want hy sou jou nie op daai pad gesit het as dit nie vir jou beskik was nie. En hy sou jou ook nie deur die moeilike tye laat gaan het as hy geweet het jy gaan dit nie maak nie. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.